Wat as ek jou vertel iemand voorspel die presiese dag van die wegraping en dit is sommer nou in September. Maar wat gebeur as dit nie so is nie? Hallo daar, my kosbare boeties en sissies in die Here. Hallo, ek is Aaron Botha, ek's 'n ketterknakker en 'n teoloog. Kom ons praat gou oor Dani Botha se beweringe. Is dit 19 of 20 dae, 23ste en die 24ste September, gaan ons Jesus sien. So Dani Botha sê die wegraping gaan gebeur 23 September 2025. Dit is nogal 'n groot claim om te maak. Prys die Here, hoor mooi wat ek sê nie, miskien nie, ek sê nie ja, maar as dit gebeur nie, ek sê ook nie as die Here vertoef om te kom nie, nee, dis nie wat ek sê nie, ek sê, jy gaan Jesus sien, die 23ste of die 24ste September, daai dag en die uur wat niemand weet nie. Maar hier's die ding, ek het gesien, Dani Botha het nog besprekings in Oktober en in Desember, wat hy self adverteer. As die Here Jesus, nie as nie, wanneer hy nou kom. Nou my vraag aan jou is eenvoudig. As hy homself nie glo nie, waarom glo jy hom? As hy homself nie ernstig opneem nie, waarom vat jy hom ernstig op? Hoe kan die man nog besprekings maak na die wegraping? Maar hy wil jou laat glo dat die wegraping gaan gebeur. Hy wil hê jy moet vrees. Sien, daar het ek 9 geskryf. En sien jy wat het ek daar geskryf? Rapture. You know why? It's gonna be the rapture. Jy gaan dit met jou oë sien. Jy gaan aan die ander kant. En vir die mense wat Dani volg, dit gaan nie oor om Dani te spot nie. Dit gaan nie oor om hom te kritiseer nie. Dit gaan oor die erns van ons geloof. Wanneer iemand sulke voorspellings maak en dit kom nie waar nie, bring dit skade aan die liggaam van Christus. Ons word geroep om ons geloof ernstig op te neem. Nie om in lokvalle van vrees te val nie en om aan valse datums vas te hou nie. Luister, julle ou naysayers en julle ouens wat nou so op die bandwagon spring om, valse profete, dit en dat en dit. Hoe weet jy ek is 'n valse profeet? Die dag het nog nie gekom nie. En hier is die hartseer gedeelte. 23, 24 en 25 September gaan kom en gaan en dit gaan Dani se reputasie skade maak. Miskien is dit omgedraai. Jy is die valse profeet. Nie miskien nie, verseker. Jy is die valse profeet. En weet jy hoekom? Dit is nie die eerste keer dat mense die presiese datums uitwerk nie. In 1844 het die Milleriete gedink Jesus kom terug op 22 Oktober. Duisende van hulle het alles verkoop, hulle het hulle werke gelos, hulle het hulle plase verkoop, hulle huise verkoop, hulle eiendom verkoop, hulle het die geld gevat en vir ongelowige mense gaan gee en hulle het op die dakke en op die heuwels gaan wag. Maar wat gebeur toe? Niks. Hierdie dag het later bekend gestaan as the Great Disappointment. Dit was baie erg. Kerke het gesplit, mense het hulle geloof verloor, mense het hulle aansien in die gemeenskap verloor en baie het weer aanbeweeg na ander groepe en ander sektes, van hulle het weer ander leermeesters gaan soek wat hulle ore kan kilie. Wanneer mense datums voorspel, eindig dit gewoonlik in teleurstelling. So wat nou met die 23ste September? Ek dink hierdie dag gaan kom en gaan en Dani se reputasie gaan skade ly. Hy gaan seker 'n video publiseer wat sê ons het uitstel gekry, maar ek wil vir jou sê dit is nie hoe die Christen geloof werk nie. Ons word nie rondgeswaai en rondgeblaas deur elke wind van doktrine nie. Ons hoop en ons anker is die Here. Kom ons wees nugter. Ek het gesê ek bou 'n boot want dit kom reën. Jy's mal. Wie sê dit man? Wat sê dit?